Jy doen 'n openbare aanbod en dan vra jy spesifiek vir 16 tot 25. Hoekom so 'n jong ouderdom? Dis soos lewenslange prostitusie voor julle oë. Dis wat hierdie ouens by julle verby probeer kry. En dis ek wil hierdie ouens absoluut Goeiemôre, baie dankie. Dis advokaat Gerrit Coetzee wat so 'n bietjie van 'n palawa veroorsaak oor die laaste tyd toe daar 'n advertensie van hom in die Burger verskyn het waarin hy op soek is na 'n tweede bruid. En nee, dis nie al nie, hy bied 'n ruim vergoeding daarvoor aan wat hy intussen ook al verhoog het om sy erns oor die saak weer te gee. Gerrit, ek wil 'n bietjie met jou gesels daaroor. Ek is oor die manier hoe jy dit gedoen het en die vereistes wat jy stel. Jy doen 'n openbare aanbod en dan vra jy spesifiek vir 16 tot 25. Hoekom so 'n jong ouderdom? Is daar 'n kans vir maagdele ouderdom? Maar 16 is bitter jonk. Okay, maar dis nie te sê dat hulle 16 jaar is nie. So hy die oomblik van jonkheid en ek plaas twee vrae. Op watter ouderdom word 'n vrou toegelaat om te trou in terme van Suid-Afrikaanse reg? Wat 'n tyd waarin ons lewe. Jy kan nie hierdie goeders opmaak nie. Dit is kom ek sê vir julle soos wat ons nou aangaan dat Sodom en Gomorra lyk soos 'n kinderpartytjie. Dit is die boosheid in hierdie wêreld van ons is ongelooflik. En die groot ding is ons as boere Afrikaners is erg oor die Bybel en sodra almal weet dat as jy mense wil manipuleer in ons lewe in die manier van om te dink, dan moet jy dit net heg aan die Bybel. Jy moet die Bybel ingooi, jy moet die Bybel gebruik en dan kan jy enige ding verdedig. En dis die ding, ongelukkig verdraai mense die woord van God, hulle vat dit uit konteks uit, hulle vat verse wat hulle pas en so maak mense hulle eie geloof, hulle eie idees wat hulle doen en dit is net teen die woord van God. So ek gaan hierso vandag vir julle uitwys. Ek seker baie van julle weet van hierdie ou. Hy's 'n advokaat in die Vrystaat, so hy's hier van My Valley, maar hierdie is die artikel. Toe ek hierdie ding die eerste keer gesien het, kom ek sê vir julle, toe sê ek vir my vrou, luister hierdie is 'n grap. Hierdie ou soek aandag. Hierdie is nie legit nie. Hierdie is nie regtig nie. Maar soos julle nou gesien het, hy het op daai podcast verskyn en dis soos legit. Dis soos hierdie ou bied geld aan vir 'n jong dame om by hom te gaan bly en laat hy en sy weird vrou wat hierdie goedkeur seks met daai girl kan hê. Dis letterlik wat hy doen. Dis soos lewenslange prostitusie voor julle oë. Dis wat hierdie ouens by julle verby probeer kry. En dis ek wil hierdie ouens absoluut sy moet tussen 16 en 25 wees. Wat's fout met julle mense? Ek kan nie glo. En dan gebruik jy nog die Bybel om dit te ondersteun. Maar ek gaan in hierdie video vir julle wys wat sê die Bybel regtig en wat hierdie totaal en al van die diepste poorte van die hel af gaan. En hierdie sakeman, hierdie advokaat is as jy nie gaan bekeer en wegdraai van jou sonde af nie, gaan jy hel toe gaan vir ewig. Dit moet jy weet. Hierdie is boos, hierdie is uit die diepste poorte van die hel en jy moet bekeer. Dis al wat vir jou oor is om te doen. En nou traai jy mense mislei met die manier wat jy na die Bybel toe kyk. En ek sal vir julle vandag wys uit die Bybel uit dat polygamie word totaal en al condemn in die Bybel. As jy een voorbeeld wat God dit goedkeur. Elke voorbeeld wat hy gee is descriptive. Dit beskryf goed wat gebeur het. Daar is nie een keer wat God sê, ja, hierdie is geseën, nou kan jy meer as een vrou hê nie. Dis nonsens. Hou op dit vir mense leer. Maar as jy gaan kyk, hierdie artikel sê 'n welgestelde 58-jarige Vrystaat boer, 'n suksesvolle advokaat van 'n goeie stand soek 'n rein, huurbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelse beginsel. Die Bybelse beginsel is jy het een vrou. Okay? Die Bybel sê vir ons duidelik dat as jy 'n tweede vrou het, dan is jy in konstante adultery. Dan lewe jy in oorspel vir die res van jou lewe. Dis wat gebeur as jy 'n tweede vrou kry. Ja, so sterkte daarmee op die oordeelsdag as jy trou met iemand anderste as jou vrou waarmee jy getrou die eerste keer. Die ideale kandidaat is ook 'n gesonde nie-roker met diep geloofswaardes waar man as hoof van die huis dien. 'n Aansienlike finansiële pakket wat R100,000 bruidskat vir die ouers bevat en 5 miljoen boedelvoorsiening vir die bruid word voorsien vir sekuriteit. En daar sê hy tussen 16 en 25. 'n formele familie voorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis is deel van die proses. Soos ek wil sê, ek nog is 'n joke. Ek nog letterlik hierdie ou soek net aandag, maar nou het hy op hierdie ander podcast verskyn en hierdie is soos legit. Soos hierdie ou dink regtig, hy kan iemand betaal om met hom en sy weird vrou te trou en daar in hulle huis te gaan bly. Daai mense gaan daar, dit is absoluut prostitusie. Ek weet nie hoe kan jy dit enigiets anders te noem nie. Jy kan nie trou met 'n tweede vrou nie. Wel Bybels gewys
verseker. Ek gaan nie praat oor die wette en goeders, ek kan nie weet hulle sê dat die wet sê jy kan met 'n 16-jarige trou. As dit so is dit boos. Ek weet nie hoe kan enigiemand dit justify. En dan sê hy nog in hierdie video as hy 'n dogter gehad het, sou hy gemaklik daarmee gewees het. What a joke. Maar kom ons, as daar enige twyfel in jou kop was, kom ons gaan deur Genesis 2 vers 24 sê vir ons, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Let op dat in die Hebreëus en in die Grieks is dit altyd baie sensitief die nommer wat gebruik word vir 'n woord. So met ander woorde, jy het jou plural vorm, jy het jou meervoudige vorms en jou enkelvoudige vorms. Al die vorms hier in hierdie sin is his father and his mother. Therefore shall a man, een man, leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, een vrou, and they shall be one flesh. Hulle sal saam een wees. Christus gebruik natuurlik die voorbeeld wat hy homself met sy kerk vergelyk as een man en een vrou. Dis hoekom daar's geen bewysstuk in die Bybel dat jy meer as een vrou kan hê nie. Christus self sê in Matteus 19, and he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and thy twain, hulle twee, shall be one flesh. As Christus polygamy, om met meer as een vrou getroud te wees, goedgekeur het, was hierdie die perfekte plek om te doen. Hy sou nie gesê twain. Daai twain in die Grieks, as jy gaan kyk, daai twain in die Grieks beteken duo, is twee. Dis al, daar's geen ander betekenis wat jy kan daarby voeg. Jesus sê vir hulle duidelik, dis 'n man en vrou is twee saam. Daar's nie 'n ekstra daar was nie 'n ekstra opsie vir jou om te gaan meer as een vrou hê nie. Nou, die argument wat hulle altyd gebruik is hulle gaan na die Ou Testament toe en sê, jy weet, God het dit goedgekeur dat Salomo al hierdie vrouens gehad het, dat Abraham meer as een vrou gehad het, Jakob en al hierdie ouens en Dawid, en as jy deur die Bybel gaan kyk, dan sê jy sien, dit was elke keer 'n disaster gewees. Dit het elke keer gelei na ander sonde, na ekstra sonde, en God het dit nooit goedgekeur nie. Dis die ding, mense moet gaan en jy moet die Bybel sê vir ons, rightly divide the word of truth. Ons moet die Bybel reg opdeel. Net omdat iets beskryf word in die Bybel, beteken dit nie, ek en jy moet dit gaan doen nie. Net omdat die Israeliete gesê is om die Amalekiete uit te wis, beteken dit nie, moord vir my en jou is reg nie. God het 'n spesifieke doel, 'n spesifieke rede hoekom hy sekere goeders doen in sekere tye, en nêrens in die Bybel staan daar dat jy meer as een vrou kan hê. Hierdie mense het dit gaan doen, maar God het dit nooit goedgekeur nie. So as jy gaan kyk, hier is die voorbeelde waar die Bybel praat van een man en een vrou. Jy kan gaan kyk, Genesis 2 vers 24, soos ons nou oor gepraat het, Matteus 19 vers 5, 1 Petrus 5 vers 1 tot 7, Spreuke 5 vers 18, Markus 10 vers 7 tot 9, Maleagi 2 vers 14, Efesiërs 5 vers 22 en 33. Elke voorbeeld van polygamie eindig in tragedie in die Bybel. As jy na Lameg gaan kyk, hy was die eerste polygamus, eerste gewelddadige moordenaar na Kain. Abraham wat Sara en Hagar gehad het, daar was jaloesie, verdeeldheid. Jakob met Lea en Rachel, bitterheid, kompetisie, ongelyke behandelinge. Elkana, Hanna en Penina, voortdurend twis en provokasie. Dawid wat veelvuldige vroue gehad het, en was vir hom, ek bedoel, hy het Psalm 51 geskryf oor sy affair wat hy gehad met Batseba, en dit het hom gebreek. Salomo het 700 vroue gehad, 300 byvroue, in 1 Konings 11 vers 3 tot 4 staan dat sy vroue het sy hart van God af weggedraai. Halleluja, dis wat gebeur as jy meer as een vrou het. En net soos, by the way, hoe wil julle nog 'n vrou probeer tevrede stel? Ek sukkel klaar om een vrou tevrede te stel. Wat wil jy maak met twee vrouens? God waarsku die konings teen baie vroue. In Deuteronomium 17 vers 17 sê hy mag ook nie vir hom baie vroue neem nie, sodat sy hart nie afwyk nie. Dis duidelik. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel keer dit nooit goed nie. Nuwe Testamentiese leiers moet een vrou. Ons weet al baie in 1 Timoteus 3 daar gepraat. As jy wil in die office van 'n bishop staan, as jy wil 'n leier wees in die kerk, moet jy een vrou man wees. Dis net duidelik wat die skrif sê. Titus 1 vers 6 kan jy gaan kyk. Die huwelik beeld Christus en die gemeente uit. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en die twee sal een vlees word. Hierdie mysterie is groot. Ek praat van Christus en die gemeente. Dis een Christus, een bruid, een bruidegom, een vrou. Christus het nie baie bruide nie. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gee. Jesus keer polygamie nooit goed nie. Jy kan nêrens in die Bybel dit gaan kry nie. So dis die ding. As jy die Bybel mooi opdeel tussen wat descriptive en prescriptive is, sal jy sê die prescription wat vir ons voorgeskryf word, is altyd dis een man en een vrou. Nie een man en een man nie, nie een vrou en een vrou nie, nie twee vrouens en een man. Niks van daai nonsens is een man, een vrou. Dis die enigste huwelik wat God goedkeur. En as jy buite dit tree, wat in 1 Korintiërs 6 vers 9 staan,
No fornicator will enter the kingdom of heaven. As jy met iemand anders te slaap, wie nie jou vrou is nie, is jy 'n fornicator. En as jy dit aanhou doen, byvoorbeeld jy wil nou kamstig trou met hierdie jonger dame, dan lewe jy konstante fornication, en is jy by definisie 'n fornicator, en kan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. En prys die Here jy kan nie, want dit is boos. Dis boos, dis nie die voorbeeld wat God vir ons gee nie. Beskrywende beteken nie goedkeuring nie, soos ons nou net gesê het. Ons moet daai onderskeid maak. En vriende, dis pervers. Ek wil regtig, ek dog eers dit is 'n joke, maar en mense gaan val hiervoor, want hy probeer kamstig die Bybel gebruik om dit goed te keer en al die goed. En ek sien hy gebruik ook die Hebreëse name van God en Jesus. En kan julle ouens nie net sien dat hierdie gebruik van die Hebreëse name lei altyd na een of ander misleiding in iets anders te nie. Nou dis fyn. Wie sê ek, as jy die Hebreëse name vir Jesus en God gebruik, as niks fout daarmee nie, maar as jy sê jy kan net dit gebruik, dan sit ons altyd met 'n probleem. Maar ek wil hierdie onder die aandag bring, hierdie is 'n baie viral storie, almal praat hieroor, maar hierdie is boosheid, hierdie is so Sodom en Gomorra, dis erger, hierdie mense moet bekeer, en stuur hierdie video aan vir mense wat dink poligamie is aanvaarbaar in die Bybel, dit is nie, maar vriende, in hierdie tyd moet ons sterk staan, ons moet die woord van God ken, en ons moet vir mense uitwys. Die Bybel sê vir ons, as jy voor baie sondig, dan moet dit uitgewys word, voor almal. Moet voor almal uitgewys word. Ons kan nie terugstaan nie, ons moet mense rebuke. Hierdie mense is die gevaarlikste mense in die wêreld. Jy moet verstaan, dis hoekom ek ook so ongeskik is met daai Jehova getuie mense, want daai mense mislei mense na die putte na die diepste poorte van die hel vir ewig. En hulle gebruik die Bybel om te doen. Jy moet ophou in hierdie sagte manier van dink, die sagte manier van goeders doen. Ons moet uit dit uitkom. En ons moet mense skerp rebuke wat die woord van God gebruik om hierdie boosheid te ondersteun. En dit is dieselfde met enige kult. Wat Jaapie van Sail doen is, hy's een van die slegste mense in die wêreld, want hy's besig om die Bybel te gebruik om mense te mislei, om na sy nonsens te luister. Hy vat mense weg van die woord van God af. Die Jehovah's Witness doen dieselfde ding, die Mormone doen dieselfde ding. Hierdie mense het 'n vals God, 'n vals evangelie, en hulle lei mense na die hel toe. En ek en jy moet begin opstaan vir God. Dis nie tyd vir sag wees nie. Dis nie tyd om te sê, ag, maar hulle is so oulik. Nee. Preek die woord van God, preek dit reguit, preek dit hard, en red hierdie mense dat nie op hel toe te gaan nie. Vir hierdie ou, vir hierdie advokaat, ek haat jou nie. Inteendeel is ek eintlik lief vir jou, en ek waarsku jou, vir jou en jou vrou, as julle nie bekeer van hierdie boosheid nie, gaan julle baie groot surprise kry op die oordeelsdag. En as jy in 'n verhouding is met iemand wat nie jou vrou is nie, mag die Here jou help.